In Johannes 3 vers 8 sê, hy wat die sonde doen is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. Hoekom het God sy enigste Seun gestuur om te sterf aan die kruis op Golgotha, die graf en die hel te oorwin en om op die derde dag weer te laat opstaan uit die doodheid? My vriend, sodat die kettinge van die sonde gebreek kan word in ons stikkende lewens, ons lewens heel gemaak kan word en ons die geleentheid kan hê om ons lewens te verander en die werke van die vyand te vernietig. Elke keer as ons die Here se teenwoordigheid ervaar, het hy die vermoë om in ons behoeftes te voorsien deur sy goedheid. Hy kan siekte in ons liggame genees, die laste van ons skouers afhaal en ons vrymaak van bindinge en verslawing. Want wie die Seun vrygemaak het, het hy waarlik vrygemaak. In Markus 9 vers 23 sê Jesus, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. My vriend, ek en jy moet eers glo dat hy die werke van die vyand in ons lewe kan vernietig, voor hy dit sal doen. Sien hom vandag as jou enigste uitweg en sit hom eerste. Laat hom in en laat hom doen wat net hy kan doen. Abba Vader, baie dankie Here vir hierdie kosbare woord. Dankie dat ons net in U kan glo en ons weet Here, U is tot alles in staat. Dankie dat U die een is wat ons vrygekoop het, losgekoop het deur die kosbare bloed van Jesus Christus aan die kruis van Golgotha. Here, ons loop vir en ons prys en ons eer U wonderlike naam. In Jesus se naam. Amen.